Baie dankie dat u ook hier na toe gekom het en ook om dankie sê dat Martie deel was van elkeen se lewe. Sy was besonder geweest. En daarom is daar ook so verskriklik baie foto's van haar en terwyl dit so rol, dan sê ek vir die Here dankie vir wat sy vir julle beteken het in julle lewe. Heer my God, as ek in eerbied wonder en al die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhou, dan moet ek Hy maak weer reg wat sonde hier geskend het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. Dan moet ek juig my redder en my God. Hoe groot is U? Hoe groot is U? Wanneer die hele skepping van dit saam, hoe heerlik hier die grote naam. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe U dit elke dag so onderhou, dan moet ek juig my redder en my God. Hoe groot is U? Hoe groot is U? Wanneer die hele
vriend het ons in Jesus, hy wat in ons plek wil staan. Wat 'n voorreg om geduldig tot Gods troon weer om te gaan. Hoe verbeur ons toch die vrede, ag, hoe dikwels bly ons smaak, net omdat ons nie ons node uitstort in Gods Vaderhart. As versoeking en beproewing of as kwelling ons bedryf, laat ons nooit mismoedig word nie. Laat ons bedes opwaarts styg. Nêrens is 'n vriend getroue as hy wat ons nooie weet. Jesus voel met al ons swakheid en wil deel in al ons leed. Is ons swak gedruk deur laste, ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. Die see en al wat skei verdwyn, God self kom by ons bly. Die nuwe stad, Jerusalem, daar uit die hemel neer, skoon soos 'n bruid in heerlikheid, geliefde van die Heer. Hier droeg al die trane af, verby is droeve dood. Ja, pyn en smart wyk uit die hart, ons moeite, angs en nood. Kyk, ek maak alles nuut, sê God, laat hom wat ons het kom, en hy sal vind, hy is my kind, ek is God vir hom. Ons is dankbaar dat julle almal hier is, almal veilig hier is. En ook vir julle wat inskakel of deur die Zoom, ook my innige simpatie vir julle en julle almal. Dit sê maar net hoe geliefd aksie was in ons lewens. Dit is die saam oor hoe geliefd sy was. Soos ek gesê het, moet hulle ook maar uit.
En julle wat in Zoom is, ons weet julle sou graag hier wou wees. Omstandighede maak dit nie altyd moontlik nie. Dis 'n gedenkdiens, ons terugdink aan haar en soos sy dit graag wou gehad het, haar verhouding met die Here en hoe sy dit uitgeleef het. Kom ons buig net ons hoofde. Here, baie dankie dat ons na U te kan kom. Partykeer het 'n mens min woorde en ander tye het baie vrae. Baie word nie geantwoord nie. Maar as een ding waarvan ons seker is dat U by ons is. En dat U ook elkeen van ons besonder sal vertroos op U unieke manier. En dankie dat ons kan terugdink aan Martie wat spesiaal gegee is, geskenk is deur U om 'n verskil te maak in ons lewens. As kind, as ouma, ouma grootjie, as sussie, as vriendin, as familielid. En agter alles sit U wat haar so besonders gemaak het. En die wonderlike is dat sy opgekyk het na U en U as God raak gesien het. En dat U haar besonder gedra het en haar lewe besonder geseën het. Sy ook om gesê het, die meetsnoere het op wonderlike plekke gevang. Dankie Here, ons eer U daarvoor. Open ook U woord vir ons en waar ons ook sing, wil ons vir U alleen die lof bring. Amen. O Heer my God, begin vinnig. Net so klein bietjie julle daar anders as ons gewoond is. Julle moet asseblief bly sit. Anders gaan almal nie op die TV kan sien. Hy val julle vinnig in. Oh
Daar's baie besondere gedeeltes in die Bybel en besondere gedeeltes waar die Here ook elke een van ons op 'n persoonlike manier aanspreek. En een van die besondere gedeeltes wat vir Martie 'n besondere gedeelte was, is Psalm 16. En Psalm 16 is 'n geweldige, unieke psalm. Want as jy hom so vinnig lees, dan lyk dit asof ons as die skrywer of Dawid en ons stem baie saam net van ons kant af na die Here gekyk het. Maar so tussendeur gevleg wys hy eintlik wie God is en wat God vir ons as mense gedoen het. Haar geliefde vers was 'n pragtige deel is my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het is vir my mooi. Ek staan net 'n oomblik en dink en sê, maar die Here het 'n pragtige deel of 'n meersnoer laat val op die regte plek. 53 vertaling. En dan sê hy, ja, dis waar. Wat ek ontvang is my mooi, pragtig, die beste wat ek kon gekry het in hierdie lewe. En dan moet ons tog nog 'n bietjie net 'n stukkie stil staan ook by vers 5. Here, U is my lewe. U sorg vir my. Wat ek ontvang het, kom alles van U af. Mense kan dit lees en sê, maar ek kyk na die Here en of Martie kyk na die Here en ons kyk na die Here as ons die Psalm lees en sê, Here, alles wat ek ontvang het, kom van U af. Maar draai dit om. Dis die Here wat eerste gee. Dis omdat hy God is. En daarom is dit so dat hierdie Psalm wil ook sê, daar's net een alleen God in hierdie wêreld. Net een vir wie ons kan loof en daarom sê Dawid en ons kan saam met Martie stem, Here, ek wil net vir U dankie sê. En onmiddellik sê 'n mens baie maklik, maar hoe kan 'n mens dankbaar wees en hartseer gelyk? Maar baie keer is dit so dat 'n mens 'n dubbel gevoel het. Mense is baie keer wanneer iemand ook swaar kry, baie keer verlig en bly die lyding is verby. Dit is 'n moeilike tyd vir ons as geliefdes om te sien, maar ook vir daai persoon, maar aan die ander kant mis ons. En daarom is dit nie altyd net of nie, maar dit kan baie keer en wees, en ons kan wissel tussen die gevoelens en hartseer. En omdat net dit een God is die enigste God wat ons kan loof. En daarom is ek bly en ek juig. Juig is hierdie opgewondenheid wat die Here in mense lewe doen. Juig ek, want hy is die enigste God. Dan sê ek staan nie belang afgode nie. Ek wil nie eens hulle naam op my lippe hê nie. En ons is nie vandag soos onder daai tyd wat hulle Astarte beelde gehad het en pale gehad het om aan te bid nie. Maar sy sê ook maar dinge wat vandag vir mense belangrik is. Soos geldstatus, rykdom is nie verkeerd nie, maar as rykdom alles word, en status is nie verkeerd nie, maar status alles word vir jou. As besittings alles raak. As iemand anderster so belangriker raak as God in jou lewe. Sy sê, nee, ek wil nie eens daai kant kyk nie. Al is dit wel aantreklik. Vir my is die Here die alleen God in hierdie lewe. En dan uit die diepte van die hart uit sê ek behoort aan U. Ek behoort aan U, want U het alles gemaak in hierdie wêreld. U het alles gemaak, U is die skepper van hierdie wêreld. En hierdie wêreld behoort alles aan God. En wil ons baie keer dink, maar God gee vir ons 'n gedeelte om rentmeester te wees of te bestuur, en wat ons kan erflatings wat ons nalaat. Maar as jy iets gemaak het, is dit joune. En ons moet besef, Jesus is 'n diep woord hier agter en sê maar,
omdat U God is, behoort ek aan U. Ek is deel van U handewerk. En omdat hy God is, en alles in beheer is en hy die wêreld geskep het, kan hy sorg. Want alles in hierdie wêreld wat goed is, kom ook van God af. En alles kom van God af. En dan kom daar 'n diep persoonlike verhouding met die Here. En 'n diep persoonlike verhouding is, neem my in beskerming. Ek soek skuiling by U. Is hierdie diep sekerheid wat hierdie Psalm wil sê, maar as ons na die Here kyk, nou as jy na Martie gekyk het, sou jy ook gesien het, sy het 'n diep verhouding met die Here. Maar julle weet die wêreld is nie so maklik nie. Van julle wat in die verpleging is, weet wat se snaakse goed in die verpleging gebeur. Want alle mense is dit nie altyd lekker op nie. Maar hy weet dat God oral saam met jou gaan en jou beskerm. En ek wil so 'n verhaaltjie vertel wat ek nou tweedehands gehoor het by Gert. Net so ietsie, hy het dit eerstehands gehoor, ek het dit tweedehands gehoor. Martie het eendag uit Bloemfontein uit geloop in die aand op pad huis toe, want sy kon nie kar bestuur nie, daai stadium nie. Sy het 'n bietjie tyd gevat om kar te leer bestuur. En toe het halfballe dit gehaal so groot soos golfballe. Sy het wel pimpel en pers vir die huis aangekom. Maar dink nou net vir een oomblik, wat kan sulke haal aan 'n mens doen? En dit was die begin van haar bestuurderslisensie. Dit om een voorbeeld te gee. Dit om maar. Want Gert se pa het definitief gesê, dit is nou einde. Daar gaan nie meer wees nie, jy gaan nou 'n bestuurlisensie kry. En dit is beskerming van God. En hoe lekker is dit in ons lewe om ook te weet dat 'n mens aan iemand behoort. En die naaste wat ons daaraan kan kom behalwe God is in 'n getroude lewe, wat dit 'n baie goeie lewe was, 'n goeie verhouding. Maar net om te weet dat jy God se kind is. En dan, U is my lewe, Here. Ek leef vir U. U is die belangrikste. U sorg vir my. En dan hierdie woorde wat ons half so onseker is baie keer in die Ou Testament van ek en die Here altyd by my. Want is dit nie dat ons voel dat God baie keer 400 jaar net vir die Israeliete in Egipte gelos het en toe hulle eers kom red het nie? Voel ons nie net asof toe af en toe dat God ingryp en dan die volk op sy nee. Die wete dat God elke oomblik by jou is. In die Nuwe Testament het hy dit bevestig deur Immanuel, Jesus, God met ons, en die Heilige Gees wat in ons woon. Dat ons gees en God se gees een is, en God altyd by ons is. Dat ons in elke situasie, en sal onder ons ook soos vandag baie hartseer is, verstaan God presies wat in ons aangaan. En hy verstaan ons worsteling en kan ons met God enige tyd praat oor die seer en die vrae wat ons het en die worstelings wat ons het. Want die meetsnoere het wonderlik gevat. Die Here het Martie haar beskerming geroep. En sy het so veilig gevoel dat sy by die Here kon skuil. En daarom kan ons ook by die Here skuil en veilig voel. Hy was by my. En omdat God by ons is, het hy baie keer gehelp dat ons nie struikel en val en seer kry nie. Dink net aan
hierdie diep getuienis oor God. Ek voel veilig by God. Ek voel geborge by God. Ek wil juig, omdat ek God se teenwoordigheid in my lewe het. En as ek sê gou vir my, as jy op vlug is, en jy nie beskerm word nie, kan jy iemand anders beskerm? Nie veel nie. Maar omdat God liefde en veiligheid en beskerming gegee het, kan 'n mens dit uitdeel. En dit kon jy in Bartie se lewe baie duidelik sien, sodat daai veiligheid en beskermheid en daai geborgenheid, daai verhouding, gedeel het met mense. Enige iemand wat sy teëgekom het opstaan. Dit kon deel. Kon sorg vir mense wat bitterlik swaar kry, wat sy ook in die hospitaal moet en uitgereik het. En dit gaan ook oor die sorg, want as jy versorg word, en jy genoeg kan jy deel. Maar daar's niks anders my goeds behalwe by U nie. Hierdie praat ook eintlik van God se persoonlikheid, dat God die gewer is van die goeie. God vernietig en breek nie af nie. Die Here steek niemand in die rug nie. Maar hier agter staan daar ook ietsie baie moois wat Paulus gesê het. Hy het gesê, in die eerste plek, ons weet nie altyd in Romeine 8 hoe om te bid en met die Here te praat nie. Maar die Heilige Gees kom vat ons versigtige, ons sigte. En hy vertaal dit en kom gee dit vir God en dit vir God aanneemlik is. Ek gebruik maar my woorde so 'n bietjie met die Griekse woorde se interpretasie daarby. En hy sê, en daarom kan ek en jy weet dat al is ons in watter slegte situasie, al gebeur die ergste met ons, God is by ons. En daarna sal dit ook goed uitwerk tot voordeel van ons te goedere. En daar moet ons net ietsie baie mooi verstaan. Ons brein maak baie keer 'n kort sprong deur te sê, God sit ons in hierdie slegte situasie om vir ons iets beter te gee. As God goed is, kan hy niks slegs doen. Maar ons het gekies as mense tussen goed en kwaad, so die goed en die kwaad sal oor ons kom. Adam en Eva het gedoen. Dan sê dit wat die Here vir my gee, die meetsnoere het reggeval, dit wat die Here vir my gegee het, was versettend mooi. Dit het my diep aangeraak. Ek ontvang alles van hy. Het my pragtige deel afgemeet, die meetsnoere het reggeval, wat ek ontvang het was my mooi. En ek wil net hier ietsie by sê. Die mooi van 'n ma of 'n sussie of 'n vriendin of 'n familielid met haar ontsettende diep liefde wat sy kom deel. Voel aandag gee. Dis hoe die Here haar gemaak het. Met haar unieke persoonlikheid. Sodat God ook deur haar die mooi en die goed met julle kom deel. En ek as 'n geskenk aan julle. En daarom is die goeie herinnering iets wat ons baie kan saamvat. En kan ook sê, Here, het vir my in hierdie stukkie lewe wat jaar, vir sommige van julle is dit baie langer, né? Wat is so? 82. Vir 82 jaar
met oom Martie se lewe gedeel. En in daai tyd, al die goed wat sy gedoen het, en die mooi wat sy gedoen het, was ook 'n geskenk van God af. Want God het bepaal om dit vir oom ook te gee, en vir jou Gerrit. En vir jou. Vir almal van ons. En dan kan mens terugdink, kom ons wees eerlik, was hy kwaai? Okay. Dat is maar een ding wat baie keer saam met die beroep van verpleging kom. Hulle vat nie nonsens van kabouters nie. Maar ook in die kwaaiheid en die netjiesheid en die presiesheid en die mooi omgewing, 'n skoon omgewing wat sy geskep het. Wat baie keer op ons tone getrap het, of mense te tone getrap het, was ook haar goedheid om die beste te gee. Al verstaan ons dit nie altyd nie. En dit is baie keer goed om 'n streep te trek en sê tot hier toe nie verder nie. Ek dink ons seuns het dit meer nodig as die dogters. Maar ek dink dogters op 'n ander manier. En dan die wonderlike ding van dat God ons leer. En dit is baie interessant. As God nie vir jou tot innerlike insigte gebring het nie, en jy op die verkeerde pad is, dan loop jy almal op die verkeerde pad. En jy is verlore. Maar weet jy, en jy sal self dit self vind, wat die Here baie keer vir ons, terwyl ons in nag lê, of baie keer droom, of net na ergens wat dit so rustig is in die nag, dat die Here vir ons iets kom sê, wat ons op 'n ander manier moet gaan doen. En dit is een van die wonderlike dinge rondom die huwelik, dat God baie keer dit gebruik het, om mense te draai, om hulle huwelike te hê. En weer 'n kans te gee. Want die Here leer ons hoe om te leef. Dink nou net vir een oomblik, as ons nie by die Here geleer het, jy mag nie steel nie, en almal vat almal se goed. Dit is klaas gewees. En die Here leer ons, sodat ons ook ons kinders kan leer, soos jou ma vir julle geleer het. En dan die Here gee lang lewe. Ek dink altyd terug, as ek oor dood dink, en ek herhaal dit seker maar 'n paar keer in my preke ook. Hoeveel keer kon 'n mens dood gewees het? Wat net so is. Ek in November het ek septisemia gehad. En ek steed dit. Die vinnigste wat ek ooit in my lewe agteruit gegaan het. Maar dink net aan die kere hoe God ook vir Martie deur hierdie lewe gedra het. En dat sy vir julle geleentheid, en God vir julle 'n geleentheid gegee na haar beroerte, om ook op 'n mooi manier stadig afskeid te neem, en nie net te vinnig neem. Goed, was moeilik. Dit is nie altyd maklik nie. En ek wil hierdie een ding sê, ons is geneig, dat ons as mense baie keer God en ons ouers en gesagsfigure en mediese dokters en allemaal mense met 'n 100% perfektheid na kyk en verwag hulle moet 100% perfek wees. En dan kyk ons dit uit onsself uit deur te sê, maar Here, hier staan, ons sal nie doodgaan nie, maar ons gaan dood. Dis nie wat hier sê nie. Want ons dink uit 'n selfsugtige 100% uit van, ek soek net 100%, en baie keer met wat die Here gee ook, Here, ek soek net 100% van al die goedheid, en al die geld, en al die lewe, en
gesondheid? Nee. Die Here sê, ouers maak foute. Ons sisteme en ons keuse het ook veroorsaak dat ons sal doodgaan. Maar ons moet dankbaar wees vir die lewe wat hy vir ons gee, 'n lang lewe. Maar die Here het 'n verskil gemaak, hy het ons die ewige lewe gegee. Dat ons lewe, ons liggame sal sterf, ons sal 'n nuwe liggaam kry en ons sal vir altyd lewe. En daardeur kan 'n mens hierdie ook in 'n mate sien as 'n profesie en te sê, maar die Here gaan ons nooit in die tweede dood, in die graf of in die hel sit nie. Want as jy glo in Jesus Christus, sal jy gered word. As jy 'n kind van God, woon die Heilige Gees en gaan God jou hemel toe vat. En jy sal daar by God leef vir altyd. Sonder die gebrokenheid en stikkindheid en al daai goed in die lewe. En God is altyd by ons. Baie keer wonder ons in ons donkerste tye, waar is God? En baie keer wonder ons, hoekom hoor God ons nie? En baie keer bid ons, Here, dat hierdie persoon wat baie lief is vir ons, volkome herstel van die siekte en volle genesing kry. En dan voel ons baie keer God draai ons sy rug op ons. Dis 'n donker tyd. Baie keer wanneer dinge baie skeefloop is en ons is baie bekommerd oor kinders. Maar die Here beloof hy is altyd by ons. Inteendeel, hy woon deur sy Gees in ons elke oomblik. Baie keer is dit net 'n gevoel van ons kant af. Omdat ons gevoelens baie keer deur mekaar is. Maar die Here sê, niemand sal jou ooit uit my hand druk nie. Ek is altyd by jou, God met ons. Die Heilige Gees in ons. Die Gees van die Vader, die Seun in ons. En daarom is God altyd by ons. En dan kom ek terug aan die 400 jaar wat die Israeliete in Egipte was. God was nog steeds by hulle. En een voorbeeld is, God het in daai tyd voor hy Moses geroep het, 80 jaar voordat hy Moses geroep het, was hy by 'n babetjie, toe hy in 'n mandjie gesit is. En hy het gesorg dat Farao se dogter hom kry, en dat sy eie ma hom groot maak. En Moses leer in die paleis van prinskap en heerserskap en wette en reëls. En dan doen Moses die verkeerde ding, die kwaad. Hy slaan iemand dood. Ek gaan bly 40 jaar in die woestyn as 'n herder. En God gebruik dit om hom te gebruik as 'n leier. As jy na Martie se lewe kyk, weer eens, God was reg deur haar lewe saam met haar. Selfs toe sy die beroerte kry. En daarom kan ons veilig by wees. En daarom wil ek afsluit met die wete daarvan, dat God ook vandag by julle is. Hy sê julle nooit alleen laat nie. Hy is met jou. Hy sal jou vertroos. Kyk mooi, jy sal sien dat die Here vir jou sorg. En Martie wil sê, wees saam met my vandag bly, want die Here het op 'n wonderlike manier vir my gesorg. Wanneer ek verpleegster, suster, getroud, kind gehad het en kleinkinders,
die kleinkinders. Was altyd 'n versorging en nabyheid van die Here. En daarom kan ons opgewonde wees. Maar ook die wete, wanneer ek en jy stikkend is en wanneer ons verlang, ons eensaam voel. God is by jou. En jy mag daai diep gevoelens met God deel. En hy sê jy nooit los nie. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons weet dat U by ons is. En dat U saam met ons is. Ook saam met hulle wat van ver af kyk, Here. Ons bid dat U vertroosting en U hulp, ook vir haar Boetie en vir Gert en die res van die familie en vriende sal dra in hierdie tyd. Ja, mens kan kyk na wat mens verloor het, maar mens kan ook kyk, en dit is reg, ons kan hartseer wees oor wat ons verloor het. Maar ons ook kyk om te sien hoe wonderlik die Here sorg, en dat U vir Martie op 'n wonderlike manier versorg het. Dankie daarvoor. Dankie dat U ons nooit alleen los nie, en dat U treur saam met die wat treur, dat U ook nuwe hoop en nuwe lewe gee, en dat Martie veilig by U is. Aan U al die eer. En ons bid, Here, dat U besonder ook saam met elkeen weer terug sal gaan na hulle huise toe. En dat U hulle ook daar sal seën. Amen. Kom ons sing saam. Wees verseker dat God jou goed sal versorg
dat God altyd by jou is. Dat God jou sal beskerm as jy skuiling soek by hom. En jy sal beskerm en jy sal dra, want hy is baie lief vir jou. En hy saam met jou die pad sal stap. Maar God so by jou wees, ons weet hy gaan saam met jou. En ook vir jou vertroosting gee. Amen. Ek gaan net hier teen afsluiting, ek sien die nuwe jongens speel, terwyl julle uitgaan. Julle is welkom, as iemand weer rukkie wil hier voorkom staan. Dominee, ek het vir die aanlyn mensies gesê as hulle wil boodskapies gee, dan sal ek dit deurgee, is 4. Okay, goed. Okay. Net gou sê, die eerste een kom van Ernie Botha af, wat skryf baie sterkte en liefde vir julle, Gerrit en familie. Dan is daar 'n Catherine Swart, wat baie liefde stuur. Dan het ons vir Annelies Briver, wat skryf my laaste eer bring ek vir jou my geliefde Tannie Martie. En dan is daar net 'n laaste enetjie van Erika Grobler af, wat skryf rus en vrede, my liefste Tannie. Dankie. En dan net voor ek speel, wil ek vir u baie dankie sê dat u gekom het. Dankie ook vir die begrafnisondernemers met al die reëlings. En dan ook vir die kerkpersoneel vir al die reëlings. So. Ja, dankie aan die dominee ook. Is welkom en dan uit te weer so na die jeuglokaal toe, daar is verversings.